Vriende, goeiemôre so aan die begin van 'n nuwe week, die begin van die Heilige Week ook. Ons is op pad na Goeie Vrydag toe. Nooi julle sommer uit na die diens op Goeie Vrydag. 9:00 hierdie meditatiewe aanddienste wat letterlik jy kom in donkerte en sit 'n bietjie daar. Ek lees net, julle sien nie eers vir my nie. Ek lees 'n stukkie, julle mediteer daaroor, raak bewus van God se teenwoordigheid, van die Heilige Gees, van Jesus Christus se teenwoordigheid deur die simboliek. Kom in, gaan in stilte uit vir die volgende 3 dae, maandag tot woensdag. Donderdag het ons die tennebrei wat julle almal welkom is. Dis 'n donker diens ook. Ons sit voor die kansel en dan het ons 'n lang tafel met 10 mense wat die laaste gebeure van die aand amper voor die tyd, 'n stukkie voordat Jesus gekruisig is, dan deurspeel soos wat dit afgespeel het. Die instelling van die nagmaal word hanteer, voetewassing word hanteer. Ons kom in stilte en ons gaan in stilte. Dan Goeie Vrydag 9:00 en dan Opstanding Sondag. Die absolute teendeel, skitter wat in goud waar die Vrydag het swart en grou was. En dan bring 'n blommetjie Sondag oor kerk toe, ons gaan dit aan die kruis sit om te sê uit die kruis uit het daar lewe gekom, uit die kruis uit het die opstanding gebeur, die gekruisigde het opgestaan, het opgevaar na die hemel toe, 'n totale andersheid. Ons dink ook in daai dag aan die besondere aan ons geliefdes wat ons verloor het. Ons steek vir hulle 'n kersie in die kerk aan, so julle is baie welkom om dan ook vir ons Sondag te join. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons hier kan wees. Dankie vir die liefde Here, dankie vir u genade. Dankie dat u vir ons kom sterf het aan die kruis, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê wanneer ons in u glo. Wees met ons Here, spesifiek in hierdie week. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan letterlik vir julle net 'n paar gedeeltes lees. Julle moet 'n gedagte vat, reflekteer, mediteer 'n bietjie oor 'n woord wat julle miskien gehoor het, 'n sinsnede, pos hom. As jy 'n pen het, as jy nou nie ry nie, as jy 'n pen het, skryf jy daai woord neer, luister hom weer, moenie net hierdie stukkie gaan omdat jy net luister om te luister nie. Probeer regtig vir jou 'n woord of 'n sinsnede kry, en al is dit 3-4 minute wat jy daar reflekteer, doen dit. Dit is juist hierdie tyd, 'n bietjie tyd vir refleksie, bietjie tyd vir meditasie, bietjie om te kyk wat die Here vir ons doen, vriende. So, dit is so 'n mens nou met hierdie tekste dan ook opgaan. So ek gaan 4 aan julle voorhou, julle kan rustig, ek gaan stiltes insit, maar julle kan die stiltes korter of langer maak deur dit te pos. Jesaja 42 vers 1 tot 9. Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is, selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hulle sal leer, so sê die Here. Hy wat die hemelkoepel geskep en dit opgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer, hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op aarde beweeg, dubbelpunt. So sê die Here, wat sê hy? Ek is die Here, kom sê hy vir hierdie ballinge wat swaar kry in daai tyd, swaar kry, wat 'n ballingskap weggevoer is. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou, ek maak my verbond met jou. My lig vir die nasies is jy. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur,
sal ek julle al daarvan vertel. Sinsnede, 'n woord. Wat hoor jy sê die Here vir jou? Tweede gedeelte wat ek julle wil lees gaan oor die lewe. Psalm 36 vanaf vers 1 gaan oor die lewe wat ek en jy ook op 'n daaglikse vlak beleef. In die hart van die goddelose het die opstand teen God die laaste woord. Die goddelose het geen vrees vir God nie en praat net goed oor hom of haarself. Hy of sy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. As hy of sy praat, is dit kwaadwillig en vals. Verstandig wees en goed doen bestaan nie vir hom of vir haar nie. Selfs as hy gaan lê, dink sy net kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie, wat sleg is, verwerp sy nie. Here, u liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil, in u huis geniet hulle oorvloed, u laat hulle drink uit die strome van die goedheid. U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken en u trou by die wat opreg is. Laat my nie onder die voete van eie geregtige mense beland nie. Moenie dat goddeloses my hier wegdryf nie. Die wat altyd onreg doen, val net daar waar hulle is. Hulle word platgeslaan en kan nie weer opstaan nie. Hebreërs 9 vers 11 tot 15. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van die bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Vriende, julle kan pause, ek gaan direk oor na die ander een toe, omdat die tyd lank raak. Johannes 12 vanaf vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe uitgekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. En dan sien ons hierdie gedeelte gaan
vriende waar Lazarus op die ou ende dan oorlede is, en dan staan daar: baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is, en het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar om ook vir Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om hom en ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop het en in hom geglo het. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid.